Hallelujah. Such an awesome God. Ons aanbid 'n groot God. Ons aanbid 'n groot God, sê amen. Ek wil hê ons moet vanmôre besef, hoe meer jy God groot maak in jou lewe, hoe kleiner raak jou probleme. Maar hoe meer jy jou probleme groot maak, hoe kleiner raak God in jou lewe. Jy moet my mooi hoor. Daar's baie mense wat heeldag met massive probleme sit. Want hulle is heeltyd besig met hulle groot probleme. Vertel bietjie vir jou probleme hoe groot jou God is. Amen. Ek is vanmôre opgewonde om met die woord te bring, dit wat die Here op my hart gelê het, met die tema, die drukgange van die lewe. Die drukgange van die lewe. Ek wil graag vir ons 'n vers lees, 2 verse in 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Amen. Het jy verstaan wat ek hier sê? Dan gaan die amen so 'n bietjie harder wees. Amen. Ja, praise the Lord. Jy wat nie verstaan nie, vra maar net langs aan. Iemand sal jou kan help. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan dat in al hierdie dinge waardeur ons gaan, beteken daar's 'n persing wat ons deurgaan, daar's 'n drukking in die lewe, daar's drukgange waardeur ons gaan, maar die oorwinning lê voor, deur die bloed van Jesus lê oorwinning voor. Halleluja! Daarom gee ons eer aan God, sê amen. Prys sy naam. Drukgange in die lewe is ongelukkig onvermydelik. Hoe jy daardeur gaan, is jou keuse. Sê vir een langs jou, dis jou keuse. Is jou keuse. Jy kan al huilend daardeur gaan, of jy kan al singend daardeur gaan. Is ek om party mense dink net hulle het probleme, want die een ou langs hom smaal terwyl hy deurgaan, terwyl jy huil terwyl jy deurgaan, maar hulle gaan deur dieselfde drukgang. Party ouens hou net meer van aandag as ander. Eina, hoe meer mense pity party kan kyk, party mense teer op simpatie. Hulle is simpatievrate. Hulle kan nie anders nie, hulle het 'n geweldige eetlus na simpatie en selfbejammering en kom ons los dit. Maar in elk geval, die Here gee my gesig terwyl ek besig is om te bid en die Here praat met my. En ek kan nie eendag vir jouself het 'n droom of 'n gesig was nie, maar die Here ontmoet met my in dit. En ek sien skielik 'n klomp beeste. En ek sien hierdie staal drukgange waardeur hulle beeste stuur om op die einde van die dag deur die dip te gaan sodat hulle van goed ontslae kan raak en waar hulle ingespuit word sodat hulle gesond kan wees. En dan aan die ander kant gaan hulle weer uit, dan hardloop hulle en hulle is by hierdie mooi velde waar hulle weer verder gaan wy. En die Here praat met my en hy sê dat baie kinders van die Here is ongelukkig, soos hierdie beeste, as ons kan vergelyk met dit, dat baie gaan en hy stamp teen hierdie kant en hy stamp teen daai kant en hy rebelleer heelpad en hy kry seer en hy maak seer, want soos hy seer kry, maak hy seer want hy ruk weg en hy maak ander seer. En baie kry seer in die proses om deur die drukgang te gaan, want jy rebelleer die proses wat voor jou lê. Jy rebelleer teen dit. Maar of jy nou rebelleer of nie, hulle sal jou met daai prokter, daai sjok dingetjie bykom, gaan sal jy daardeur gaan. Amen. Of hy daai lat gaan swaai, gaan sal jy deur hom gaan. En of jy wil of nie, hulle gaan jou deurdruk. Die lewe is so, die ou wat vir my sê het nog nooit moeilikheid gehad in sy lewe of probleem nie, wil ek vir jou sê, dan lieg jy openlik. Want ons almal gaan deur drukgange. Maar ons beleef het net anders. En terwyl ek sien hierdie bees stamp en hy kry seer en ek sien hoe stamp hy teen daai yster, want 'n swaar ysterkante waarteen hy stamp. Sien ek die ander een gaan maar net en hy stap, hy vertrou maar net die proses. En hy stap so en hier sou so mooi druk gaan. Ek sien hoe stap hy net deur. En terwyl hy gaan, daar is hy in die dip en hy's uit en die vlooie is af. Hy voel, hey man, ek juk nou minder.
en ek sien hy stap weer en hy voel, hey man, is iets op die boot. Hey, daar's hy sommer beter vitamines is in. En dan gaan hy deur en hy kom lekker by die velde uit waar hy moet wy. Maar weet jy wat? Die ander ou rebelleer en hy skud teen die kante en hy gaan te keer, hy maak 'n groot lawaai. Maar hy gaan dieselfde goed kry of hy dit wil weet of nie. En die een gaan lekker aan en eet daar en hierdie een uiteindelik as hy deur is, kry by almal pity party en hy weet julle waardeur is ek? En dis hoe kinders van die Here maak. Hulle soek simpatie, maar weet jy wat ek soek daardeur? Ek het net nie beleef soos jy nie, want ek het stil gestaan en gesê, Here, ek aanvaar wat U met my doen. Want God is vir my. Want die woord van die Here sê, daar sal nie haar van jou hoof afval teen sy het nie sy goedkeuring wegdra nie. Hy sê, ek is met jou, al gaan ek in 'n dal van doodskade, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. Amen. Praise the Lord. So drukgange is onvermydelik. Sê gou vir een langs jou, dis onvermydelik. Jy moet daardeur gaan. Sê vir hom, jy moet daardeur gaan. Maar hoe gaan jy daardeur? Amen. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Die feit is, mense gaan deur 3 verskillende drukgange in 'n lewe. Hulle gaan deur 'n fisiese drukgang, emosionele drukgang en geestelike drukgang. En elkeen van ons is baie keer in 'n ander drukgang in ons lewe. Die fisiese drukgang is wanneer jy in siekte is. Wanneer jy dalk finansiële drukking het. Wanneer jy dalk probleme het, wanneer jy dalk werksdruk het, wanneer jy kinderprobleme het, wanneer jy verhoudingprobleme het, nê? Nee. Ja, kom ons los daai een. So, jy het 'n paar probleempies, dit is dan jou drukgang waardeur jy gaan, jou fisiese drukgang. Maar op die einde van die dag moet ek besef, ek gaan daardeur moet gaan. Die woord van die Here sê, Johannes 16:33 sê hy, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Hoekom? Ek het die wêreld oorwin. Hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Halleluja. En dan kom die emosionele druk. En dit is nou die deel waar jy dalk bietjie deur angs gaan, depressie gaan, hartseer gaan. Party ons is altyd hartseer. Ek het vir julle eintlik goeie nuus. Ek het nou die dag vir iemand gesê, 'n grandpa is so goed, hy help selfs vir hartseer. Die mediese ouens gaan my nou aanvat. Nee. Ek wil hê jy moet verstaan dat daar gaan emosionele druk in jou lewe kom. Of dit gaan wees as gevolg van depressie wat jy dalk deurgaan, 'n moeilike tyd wat jy deurgaan, of dit is dat jy battle met goed in jou gees wat goed van die verlede. Dis 'n emosionele druk, maar ek moet daardeur gaan. Dis een van die drukgange van die lewe. As jy dit nie het nie, as jy nie mens nie, dan het jy nie emosie nie. Omdat jy emosie het, gaan jy deur emosionele drukgange. En dan kry jy die geestelike drukgang. Geestelike drukgang, wil ek vir julle sê, is vir my amper die moeilikste van die 3. Geestelike drukgang is wanneer jy op 'n plek kom wat jy dalk bietjie deur twyfel gaan, of jy gaan deur 'n geestelike droogte in jou lewe. 'n Tyd wat jy voel, hoor jy, ek bid hier teen die plafon vas en dit gaan nie verder nie. Het wie al daar gekom? Wat jy voel, dit help nie, ek lees nie, want ek onthou niks, dit help nie, ek bid nie, want niemand hoor my nie. Is dit so? Dit is wanneer ek deur die geestelike drukgang gaan, en ek voel, hoor jy, ek is dalk in 'n tyd van versoeking, ek kom agter, hoor jy, ek word nou bietjie versoek deur hierdie saak. Hier's 'n paar versoekings in my lewe, en dis 'n geestelike drukgang. Maar ek wil vir julle sê, ons almal kom daar. Ons almal kom daar. Nie een van ons kan sê, ons kom nie daar nie. Ons kom eers in ons lewe daar, maar hoe jy daardeur gaan, is wat die verskil maak. Ek wil vandag vir jou goeie moed gee, en ek wil hê jy moet verstaan, God is in jou drukgang. Kyk gou vir een langs jou, sê, God is in my drukgang. God is met ons in die drukgang, want wat sê hy vir ons in Jesaja 43 vers 2? Hy sê, wanneer jy deur die waters gaan, is ek by jou, deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Wanneer jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Amen. Praise the Lord. God is in ons drukgang. Kom ons kyk in Daniël 3, Sadrag, Mesach, Abednego. Hulle kom in die vuur, God gaan nie en hy blus die vuur nie. Maar God is saam met hulle in die vuur. God gaan nie en hy vat die vuur weg nie. Daai vuur, nou wil slim mense redeneer, maar daai vuur kon nie warm wees nie warm genoeg nie, is onmoontlik dat die mense net so sal doodgaan. Weet jy wat die woord sê? Toe hulle uit is, toe die mense wat hulle ingegooi het, eintlik nog terwyl hulle hom warmer gemaak het,
voor hulle ingooi, het daai mense doodgebrand. Die buite die vuur is doodgebrand, maar die in die vuur was daar 'n vierde een soos 'n Godeseun. Never failed me yet, halleluja, Jesus is met my, hy gaan saam met my deur daardie vuur. Praise the Lord. En op die einde van die dag is dit 'n bewys, Jesus is met hulle. Ons dink aan Paulus en Silas. Hulle is in die tronk, hulle gaan deur die verdrukking, en wat doen hulle terwyl hulle in daai drukgang is? Hulle moe bietjie anders. Hulle moe tot eer van God, hulle begin te sing. En terwyl hulle sing, toe daag God op, en hy maak hulle vry. Halleluja, het jy geweet, as jy begin sing in jou drukgang, kan jou drukgang sy hou vas oor jou verloor? Het jy geweet, daai drukgang kan vir jou net eintlik voel soos 'n lekker stewige drukkie, in plaas van iets wat jou forceer na iets toe wat jy nie wil hê nie? Jy beleef dit soos jy dit wil beleef. Party ons beleef die hele wêreld, die hele lewe, as 'n half leeg glas water. Die volgende ou beleef dit as 'n half vol glas. Dis net die uitkyk wat verskil. Jy kan als negatief sien of jy kan dit positief sien. Dink aan Petrus. Hy sit daar en hy gaan in die drukgang. Ek meen 20 soldate om hom, 2 langs hom, geboei aan hom. 2 voor die deur. Mense het ergens gedink hier's moeilikheid. En nou Petrus lê daar, hy slaap so lekker, ek dink hy het sommer wat so half op die ou se skouer gelê, of dalk het hy 'n lekker pensie gehad soos ek, lê hom sommer as 'n kus en sê, ek's bly jy's hierso, en hy lê lekker. Hy slaap so vas, dat die engelse lig skyn in daai tronk, die hele plek is verhelder, hy word nie wakker nie. Hey, weet julle, as ons deur 'n drukgang gaan, dan gaan die slaap so 'n bietjie weg. Is dit so? Wanneer jy deur benoudheid gaan, dan slaap jy maar baie skrams. En hy slaap so vas, die engel sê, hey, jy moet wakker word, hy tik hom aan hom. Die woord sê, hy slaan hom op die skouer, dat hy wakker word. Hy sê vir hom, hey, jy moet wakker word, kom ek gaan jou uitlei. Hy vat hom, hy lei hom uit, Petrus dink hy's nog besig om te slaap. Dis 'n lekker droom. Hier gaan hy. Toe hy buite kom, besef hy, Jesus, dis nie 'n droom nie, dit het genuine gebeur. God het hom deurgevat. Ek wil vir jou sê, jou grootste nagmerrie is dalk 'n droom wat God vir jou in iets positiefs gaan omdraai. Dit gaan oor hoe kyk jy daarna. Jy kan huil daaroor, Here, nou moet ek nog langs hierdie 2 lê. Yes, kerksmense is baie keer die heiligste klomp wat daar bestaan. Ek is bly dokters maak nie 'n leer oop nie. 'n Leer wat hulle sê, hulle het 'n leer, maar hulle het nie 'n leer wat sê dis kerksmense en die nie. Ek sal skam kry. Ek sal daarin gaan met mombakkies. Ek sal nie wil hê jy moet weet ek is die pastoor nie. Want ons is baie keer so heilerig. Want ons soek graag daai aandag. Jy weet nie waardeur gaan ek nie. Nee, ek wil jou vertel, ek gaan dalk deur 'n erger ding. Maar my geloof is vanmôre nie op 'n mens, my geloof is op God. Ek weet vanmôre staan die tronkdeure dalk voor my. Hier staan dalk dreigemente. Hulle is op pad, hulle wil die man doodmaak. Hy het die dood in die oë gestaar. Maar hy sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Ek sal rustig slaap, is net vir my interessant. Ek wil kyk hoe gaan God my hier uithaal. Ek wil vir jou sê, kom ons begin rustig raak, God is met ons. Maar ja, hoekom moet ek deur dit gaan? Hoekom moet ek deur drukgange gaan? Wat is die rede? Hoekom moet ek hier deur gaan? Ek verstaan nie, Here, ek dien nie. Hoekom moet ek hier deur gaan? Kom ek sê gou vir jou hoekom. As jy gaan lees in 1 Petrus 1 vers 7 sal jy agterkom. Dis om ons geloof te toets en te versterk. As jy gaan lees in 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10, sal jy sien, dis om ons afhanklikheid van God af te bely. As jy gaan verder kyk, dan gaan jy sien dat Josef moes deur 'n drukgang gaan, hulle het hom in die put gegooi en toe verkoop hulle hom. En hy moes daardeur gaan, want wat het dit gemaak? Dat hy in die tyd van droogte en groot hongersnood, dat hy die leier van Egipte word. Dat hy een van die leiers word, dat hy mag het oor die kos, oor die voorraadskure van God. Halleluja, hy het die sleutels gehad om te besluit wie kry kos en wie nie. God wil jou aanstel. Jy gaan deur jou drukgang en jy voel as wat God jou wil vernietig, stellig nie. God weet hy's op pad om jou te lei na die sleutels toe van iets groots. Sê bietjie vir een langs jou, sê God lei my na iets groots. Sê dit in die geloof, sê dit asof jy dit bedoel, man. Sê dit in die geloof, deur die werking van kragte, vat dit vir jou. Dis 'n profesie, vat vanmôre vir jou. God lei my na iets groots.
Ek weet nie van jy, maar ek voel vanmôre om hier te staan en te sê, Here, dankie, U lei my na iets groots. Staan by wat so voel, staan bietjie saam, hy sê, dankie Here, U lei my na iets groots. Dankie Here, U lei my na iets groots. U sal my in beheer sit van hulle wat ons vervolg het. U sal hulle wat teen my was, ek sal oor hulle heers. Halleluja, jy kan die sitplek neem. Nou gaan ek deur al hierdie dinge, nou hoe bly ek nou staande, Here? Die woord van die Here sê, Hebreërs 12:2, sê hy die leidsman, Jesus is die leidsman en volëinder van ons geloof. Hou jou oë op Jesus, dis die rots, dis die woord van God, en jy sal staande bly, wil baie ander val. Hou jou oë op hom. Bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Weet jy nog hoe om te bid? Begin vinnig bid, anders gaan jou drukgang vir jou swaar raak. Bid sonder ophou. En dan 'n baie belangrike een wat ek graag doen. Staan op God se beloftes. Daai 9959 beloftes is elkeen joune. As jy in God se woord bly en in onder God se wolk staan, dan sê hy Psalm 55 vers 22, sê werp jou bekommernis op die Here en hy sal vir jou sorg. Amen. Werp jou bekommernis op die Here, hy sal vir jou sorg. Amen. En dan ook belangrik, en dis die deel by ouens nie wil hoor nie, ons het net saggies sê. Gaan kerk toe. Gaan kerk toe. Jy moet kerk toe gaan. Moet jy laat mense vir jou vertel, jy hoef nie kerk toe te gaan nie. Gaan lees Hebreërs 10 vers 25 tot 27. Hy sê, as jy die onderlinge byeenkomste nalat, so sommige jy gewoond het, bly daar vir jou oor 'n oordeel van vuur, wat beteken jy gaan hel toe. Nuwe Testament. Ai pastoor, dis baie hard. Kom ek sê vir jou, party mense gaan daarom kerk toe deur te sit en daai tyd af te sonder vir die Here dalk wat live kyk ergens wat dit nie moontlik het om by gebou uit te gaan nie, want die kerk is nie die gebou nie, dis die samekoms van die heiliges. So ek verstaan dit, dan sê hulle jy's die kerk, en sê ek, hoeveel gemeentelede het jy? Kyk, kom ons los dit daar. Daar is so 'n paar wat dit gesnap het. 'n Paar kan antwoord so 2 of 3 hang af van sy hoeveelheid persoonlikhede. Maar okay, op die einde van die dag het jy nodig om jou te omring met boeties en sissies wat vir jou kan bid. Die woord van die Here sê dit vir ons in Galasiërs 6. Waar sê dit? Hy sê dit vir ons in Galasiërs 6 vers 2 dat ons vir mekaar moet bid, dat ons moet omring sodat ons mekaar se laste kan dra, vir mekaar kan intree, want daar's 'n dag wat jy gaan swak wees. Niemand is altyd sterk nie. En weet jy wat, daai dag as jy swak is, het jy 'n boetie of 'n sussie nodig om jou op te help. Jy het iemand nodig na wie jy kan kyk wat jou kan deurdra. Sê ek die waarheid vanmôre. Glo dit. Omring jou vanmôre met mense wat sterk is. En dan sal jy sien dat God homself aan jou openbaar. Halleluja. Drukgange is deel van jou en my lewe, of ons dit wil weet of nie. Maar hoe jy daardeur gaan is jou keuse. Drukgange is deel van ons lewe. Fisiese, emosionele en geestelike drukgange. Hoe jy dit beleef is jou keuse. Is nie God se skuld nie. God weet wat is die gedagtes wat aangaande jou koester. Die woord van die Here sê so mooi in Romeine, hy sê vir ons, Romeine 8:28, hy sê ek weet, hy sê ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So God se gedagtes vir jou is goed. Maar jy moet besluit, wil jy in sy gedagtes bly of wil jy in jou eie gedagtes? Ek sit met mense vir wie ek verskriklik lief is. Maar ek kry hulle jammer met alles wat in my is, want ek kan al die raad gee, as jy dit nie doen nie, is dit jou saak. Weet jy ongelukkig wat het Paulus gedoen op 'n plek? Hy het sekere ouens wat nie wou saamwerk nie, sê het ek oorgegee vir die hel, sodat hy tot veroordeling kan kom en dalk tot inkeer kan kom voor Jesus kom. As party mense wat ek ongelukkig na 'n tweede en 'n derde en 'n vierde keer wat ek probeer help, los ek jou om te sukkel. Met alle respek, as jy koppie dom is, moet jy lyfie suffer.
As jy nie wil luister nie, en ek hou aan, raak ek die vark in jou lewe. Is dit so of lieg ek? As ek nou vir Pastor Dion gaan sê, hoorie, jy moet die en daai doen, dit gaan jou help, en hy wil nie na my luister nie, en ek hou aan, hoorie, maar jy moet die en daai doen, dit gaan jou help, en hy wil nie luister nie, as ek weer gaan, raak hy kwaad vir my. Nou raak sy probleem klein, en ek raak groot in sy lewe, ek raak die groot probleem. Is dit so? So nou, wat moet ek doen? Ek moet hom dalk los, ek sit onder die bloed van die Here, want dit is nie in sy lewe nie, maar dat hy 'n pad moet stap, sodat hy sy kop kan hard stamp, en dan kan sê, ek bely my afhanklikheid van God. Daar's mense, en hoor nou vandag wat ek jou sê, en jy kan jou wip vir my, ek sal dit hou, ek sal daarvan hou as jy jou wip. Kom sê dit net vir my, want ek sal jou bid ook. Hoor gou vir my, daar's mense wat fout maak om ander mense te help in moeilikheid. Jy kan vir my kwaad word, gaan lees jou Bybel. Partykeer deur iemand te help wat 'n moeilikheid is jy besig om teen God se hande werk te werk. 'n Goeie ding op die verkeerde tyd is nie altyd goed nie. Ek sê daardeur almal wat deur 'n swaar tyd gaan, moet jy los, nie glad nie, stellig nie. Ons help baie mense, maar as ek jou nou al 1 keer gehelp het, ek het jou 2 keer gehelp, ek het jou 3 keer gehelp, en jou goed verander nie, dan gaan kyk ek oor ooreenkomstig die woord, wat doen jy nie? En as ek sien jy wil nie luister nie, dan moet jy maar suffer. As ek vir jou raad gee oor jou finansies, en jy besluit ek sal nie my 10de gee nie, ek is jammer om te hoor van jou probleem. Ek gaan nie vir jou kan bid nie, want dan bid ek teen die woord. Iemand wat finansiëel swaar kry en nie sy deel gee nie, moenie God vra vir geld nie, hy kan nie teen homself gaan nie, hy gaan jou help nie. Jy kan kwaad wees vir my as die waarheid vanmôre. Iemand wat lui is, wat nie wil werk nie, moenie na God toe gaan en gaan huil, Here, ek kry nie werk nie. Jy sit jou boude eelte en jy vra, jy moet werk kry. Jy moet gaan werk, God sien 'n poging, God sien nie niks nie. Mense sê, hoorie, maar ek wil graag dit bereik, of ek wil musiek speel, maar hy wil glad nie begin oefen nie. Dis nie God se skuld dat jy nie kan nie, is jou eie skuld. Los jou luigheid en begin oefen. Amen, of is ek verkeerd? As jy nie bereid is om jou deel te doen, nie kan God jou nie seën nie. As mense wat jaar in jaar uit hulle lewe lank eintlik maar net bakkant bly staan. Ag, help my. Sy sien jy kom aan. Hy verander so. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Die gesiggie is so, sy sien nie kom jy aan. Is so 'n spontane reaksie. Sê ek, jy was nou alright. Smaal maar vir my, gee ek jou in elk geval meer. Ek sê jou R10 gee vir 'n smaal, maar daai gesiggie kry net R5. Smaal vir my, man. Mense dink hoe meer pateties jy lyk en hoe slegter jy lyk, gaan mense jou jammer kry. Hou op, gaan op mense se simpatie. Gaan soek die seën van die Here. Gaan soek God se voorsiening. God is die voorsiener. God is ons bron. God is ons uitkoms. Ek het ook deur daai drukgang gegaan. Ek het ook niks gehad om vir my kinders te gee nie. Ek weet wat dit is om droë noedels te eet met niks op nie. Ek weet wat dit is toe ons 'n seekat moes eet. Die Here weet, dis 'n slegte ding. Ons gooi daai ding en sê my vrou maak hom vir ons gaar. Ek vang daarom een. Nou, ons het nie veel in die huis daai tyd, ons het niks. As net 'n bietjie sout vir hom. Maar anders vat jy so 'n seewater. Maar in elk geval, sy maak die kreatuur gaar. Moenie net mense vir jou vertel seekat is calamari nie. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Seekat is nie calamari nie, chokka is calamari. Maar ook, nou vang ons die seekat. Nou daai ding lyk soos 'n gogga. As jy hom nie ken nie. Sy maak hom in daai pot gaar. En ons sny hom in sulke stukke. Hy lyk soos beestert. Dan vang jy daai ding. En trek jy ook jou gesig so lank met jy. En nou kou jy, nou wil ek nie my vrou moet sien, ek bly kou en niks gebeur nie. Na so 10 minute is die kakebeen moeg, en vang jy hom en dip jy hom weer in die sous en kou jy weer. Jy kry hom nie af nie. Die sous was daarom lekker, daarom het ek hom bly dip. Maar ek wil nou vir jou sê, ons weet wat dit is om swaar te kry, man. Ek weet wat dit is om honger te ly, soos Paulus sê. Ek weet wat dit is om tekort te hê, maar ek weet ook wat dit is om oorvloed te hê. Want toe die Here my die resep gee, toe gaan dit goed met my. Maar ek moet my deel doen. God gaan nie teen sy woord opereer om jou net te help nie. Wie dink jy is jy? Wie is jy, o skepsel?
om die Skepper te bevraagteken vir wat hy doen. Maar ek kan vandag vir jou een ding sê en ek sluit daarmee. Wat hy doen vir ander, kan hy doen vir jou. Maar jy moet vandag besluit, hoe gaan jy deur hierdie drukgang? Gaan ek al rebellerend? Gaan ek heeltyd die fout soek by die bees agter my of die bees voor my? Of gaan ek erken, Here, ek is besig om deur 'n drukgang te gaan. Ek vertrou u plan met my, ek is bereid om deur te gaan. Ek vertrou u, ek hoef nie te sien nie, ek gaan net deur, u vat my deur. Hoor vanmôre die woord van die Here. As jy sal deurgaan en God vertrou, sal God vir jou deurkom. Jy het vanmôre gesê, jy het 'n woord van God nodig, so spreek die Here. God sê, ek sal vir jou deurkom, vertrou my ten volle. Luister mooi. Jy sit met snaakse omstandighede en jy voel, hoor jy het 'n unieke probleem. God sê, jy het geen unieke probleem nie. Jou probleem is wel bekend by my. Ek wil jou help, maar gee my net 'n kans. Hoe meer jy rebelleer, maak jy jouself seer, en dan wil jy mos sê, die kerk maak my seer. Jy lieg. Ek kan nie eers dit verbloem om te sê, jy jokkie. En is ook nie 'n wit leuen nie, jy lieg. Die kerk maak jou nie seer nie, jy maak jouself seer. Ek is baie jare in die kerk, deur die Here se genade is ek daarom al so, net so oor die 45 jaar in die kerk. Uit die hospitaal uit in die kerk in. En ek sê vandag vir jou, nog nie een keer het iets van hierdie mure afgespring en my seer gemaak nie. Nog nie eenmal het hierdie kerk my aangeval nie. Dalk 'n paar demone, maar hulle kom nie van die kerk af nie, hulle kom van ons van buite af. Maar hy kon my ook nie seer maak nie. Because I'm protected by the blood of the Lamb. Halleluja. Ek wil vandag vir jou sê, mense stel te leer, maar God stel nie te leer nie. En daai ou wat jy wil sê, die kerk maak jou seer, gaan kyk maar, hy loop in Spar ook rond, gaan begin sê, Spar maak jou seer. Hy sit saam jou in Spar ook, en dan beskinner hy jou daar. Hier moet hy ten minste stil bly, want ek preek. So hou op eet by Spar. Dis van al jou Spar-etery het so gaan. Luister nou mense, ons moet die Here dien. Sê amen. Ons moet God soek in ons lewe. Hierdie drukgang gaan my nie vashou nie. God vat my deur. God gaan my inspireer. God gaan my salf. Hy gaan my doop deur die Heilige Gees en die vloeie sal afval en ek sal gelei word na groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in spore van geregtigheid in sy naam ontwil. Sê amen. Wil jy vanmôre vir my eerlik sê, jy gaan bietjie anders kyk na die drukgang? Jy wat vanmôre voel, Here, ek sukkel. Ek sukkel. Ek het simpatie met jou. Ek het simpatie met jou. 'n Geestelike droogte in jou lewe is 'n geweldige drukgang. Dit voel of daai drukgang toemaak voor jou. Dit voel of daar nie 'n opening is nie. Maar hoor vanmôre, God lei jou nie in iets as hy nie in staat is om jou deure te vat nie. Hierdie depressie is besig om jou niks, jy sien nie die lewe nie, jy sien nie uitkoms nie. Maar hoor vanmôre die woord van die Here. God is jou uitkoms. Glory to God. Ek weet nie van u, maar ek so wus van die salwing. Die teenwoordigheid van God is hier. As jy vanmôre voel, Here, ek het genoeg gehad, Ek het genoeg gehad, die vyand het my geboelie tot hier toe, en ek het heeltyd die fout gesoek by hom en by haar, ek het fout gesoek by my pa, ek het fout gesoek by my oupa, ek het gedink ek het een of ander vloek op my, ek het gedink is die, ek het gedink is daai, maar vanmôre besef ek, Here, ek vat verantwoordelikheid, help my om u te volg, sonder om my eie willetjie eerste te stel. As jy vanmôre voel, Here, ek wil vanmôre aanmeld, ek wil luister wat u sê, wil ek jou nooi, staan op jou voete. Staan vanmôre op jou voete en sê, Here, hier is ek. Staan vanmôre op jou voete en sê, Here, hier is ek. Ek gaan nie meer rebelleer nie. Ek gaan nie meer teenskop nie. Here, ek gaan nie meer my eie kop volg nie. En ja, as ek so kyk, dan lyk dit of my finansies nie gaan uitwerk nie. Ek wil vir jou sê, is juist daar waar jy God moet vertrou. Want dit gaan nie uitwerk nie, tot jy God vertrou, because little is much when God is in it. God voer met 5 broodjies en 2 visse, voer hy 'n menigte, dis die God wat ek aanbid, met jou klein salarisie, met jou klein inkomste, sal God voorsien, alles sal betaal word, dis die God wat ek aanbid.
Vertrou hom. Vertrou hom met jou lewe, vertrou hom met jou huwelik, vertrou hom met jou finansies, vertrou hom geestelik, vertrou die Here. En maak nie op jou eie insig staat nie, sê die woord. En hy sal vir jou deurkom. Vader, vanmôre staan ons almal. En ons besef, Here, ons nikkerigheid, ons rebellie, ons tienerstadiums, maak die lewe bietjie moeilik vir ons. Ons kom nou in die naam van Jesus Christus. En ons wil vra, Here, help ons om gehoorsaam te wees. Where He leads me, I will follow. Here, help ons om op hierdie oomblik te kom op 'n plek wat ons sê, nie my wil nie, maar U wil, Here. Nie my siening nie, maar U siening. Sodat ek tot gehoorsaamheid sal bly. En dat hierdie drukgang vir my net 'n proses sal wees na verhoging toe. Dat ek hierdie drukgang nie sal sien as 'n tyd van vernietiging en afbreeking nie. Maar is 'n tyd van opbou, is 'n tyd van restaurasie, is 'n tyd van herstel, sodat ek by God se volmaakte plan kan uitkom. En ek dank U nou vanmôre, Vader, vir die guns en seën oor elkeen wat hier is, maar ook elkeen wat nou live ingeskakel is, om hierdie woord te hoor en te weet dat God sien jou raak, in die naam van Jesus Christus, en ons eer U daarvoor. Vader, word verheerlik. Amen en amen. Kom ons gee die Here eer. Amen. Praise the Lord, praise the Lord.